Die sleutelgelykenis om alle gelykenisse te verstaan. Jesus leer die mense deur gelykenis. 'n Gelykenis vergelyk bestaande dinge wat almal verstaan, wat ons almal aan gewoond is, om vir ons die onsigbare koninkryk van die hemele te verduidelik. Dis verstaanbaar. Hebreërs hoofstuk 11, dink is vers 3, is so 'n bietjie van 'n ekstra klank hier, so ek wonder as om 'n bietjie sagter sit. Hy maak so 'n bietjie van 'n feedback hierso. Dis bietjie steurend, as jy hom dalk net so effe sagter sit. Hallo, daar is hy. Kan ek beter? Nog? Ja. Ja, daar is hy. So Hebreërs 11, dink vers 3, deur geloof verstaan ons dat die dinge wat ons nou sien, tasbare dinge, soos 5 sintuie waarneem, het nie ontstaan net sommer niks, dit ontstaan uit die geestelike. So die geestelike het dit geskep. So as die geestelike dit geskep het, dan moet die geestelike dit mos hê. So dit moet ooreenkom, dis dieselfde. So dis waarom Jesus die bestaande kan neem, wat ons almal ken, en hy vergelyk, sy almal vergelyk, dit met die onsienlike. Wat gelykenisse doen, dit beskryf vir ons die koninkryk van die hemele, wat ons nie kan sien. Want ons is almal kinders van daai koninkryk, en ons as die Vader se kinders, moet juist die koninkryk van die hemele sigbaar maak. Want dit is 'n koninkryk van liefde. Amen. Nou die goeie nuus vanmôre is dat gelykenisse wat Jesus vir ons leer, is eintlik die sleutel om in te kan gaan. Almal van julle weet, hoe voel jy as jy met jou motor iewers gestop het en jy het per ongeluk die sleutels binne in die motor gelos. Ons het dit gedoen. Dan gaan jy na 'n winkel toe en jy doen jy dinge en jy kom terug en jy soek jy sleutels en jy sê weer en jy loer so by die venster in van die motor en jy sien daar lê dit. Maar jy kan niks daaraan doen nie. Jy kan 'n paleis van 'n huis hê met die beste luukste geriewe, die beste tegnologie in daai huis, grootste TV's, skerms, baie kamers en badkamers, lig, verkoeling, verwarming, swembad. Party mense, die swembad is mos in die huis. Ja. Jy kan so iets hê, spa, gemaklike beddens, rusbanke, heerlikste kosse. As jy nie die sleutel het om in te gaan nie, dan staan jy buite in die koue en die reën. So sê ons sleutel. Die gelykenis is 'n sleutel. 'n Sleutel wat die Here vir ons gee, sodat ons 'n sleutel kan hê om die deur vir onsself oop te sluit. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Jy moet self die sleutel kry en die sleutel oopsluit. Nou hierdie is die sleutelgelykenis vanmôre, wat alle gelykenisse oopsluit wat ons vanmôre gaan doen. Hoekom wil ek dit weet? Hoekom wil ek dit verstaan? Want ek wil ook graag 'n sleutel hê om te kan oopsluit. Ja, amen. Is 'n sekere man wat al sy besittings verkoop. Hy wil so graag op hierdie 2 weke bootreis gaan. Hy droom daaroor, hy praat daaroor. Dat het sy hele denke oorgeneem. Hy is so begeerig om dit te wil doen. Hy verkoop alles wat hy het. Om net daai kaartjie te koop vir die 14 dae seereis op hierdie luukse, groot, pragtige boot met die wonderlikste geriewe, wonderlikste kosse. En hy klim op die boot en dan wys hom waar sy kajuit is en daar sit hy. Hy sit met die kaartjie. Begin hy na honger word, want hy ruik die kosse.
En nie so by die 3de dag, ek weet nie julle al gevas het nie. As jy vas, en gaan so 'n paar dae verby al, dan raak jou reuksintuig en jou smaaksintuig al sterker. Jy het so agterkom. Jy kan 2 kilometers van die naaste bakkery al wees. Dan ruik jy daai bakkery. Jy ruik hy vasbrood. Jy ruik. So ek dink hierdie ouers nou en toe, en hy is so honger en hy ruik die lekker kosse en hy hoor hoe die mense speel en dit is so wonderlik en hy sit in sy kleiheid. Want hy daar op die kaartjie. En al wat hy het is so 'n klein venstertjie wat hy kan uitkyk en hy kan die see sien en hy sien baie keer raak duike springe visie uit en so aan. En uiteindelik toe die 14 dae om is, tyd om af te stap van die groot skip af. Toe lyk hy treurig. Hy loop so swaar. Hy lyk so moeg. En die kaptein staan daar by die skip se plek waar hulle afklip, om almal te groet, almal te waai, te hoor hoe dit gegaan. En hy sien hierdie arme man wat hier verby stap. Hy sê, meneer, ekskuus, wat gaan met jou aan? Hoekom lyk jy so bedruk en so moeg? Hy sê, die reis was wonderlik, maar ek is so honger. Ek is so honger, ek kan nou nie meer. Wat soek jy op hierdie skip? Het jy onwettig op hierdie skip geklim? Waar is jou kaartjie? Ek soek sy kaartjie, en haal die kaartjie uit. Kaptein van die kaartjie. Hy sê nou maar, wat is jou probleem? Het jy nie geëet nie? Hy sê nee, ek het nie geld gehad vir die kos nie. Net vir die kaartjie. Die kaptein sê, my arme drommel, meneer, jou arme drommel. Het jy nie geweet, in die kaartjie ingesluit, is al die geriewe van hierdie skip, die beste kos, jy kon eet van die môre tot die aand, jy kon aan al die speletjies deelneem, jy kon alles geniet het, dis by die kaartjie ingesluit. Mense, die prys wat Jesus vir ons betaal het, Yes, amen. waarby ons ingesluit is alles ingesluit, is nie beskikbaar een dag nie, is beskikbaar hier en nou reeds. Sê amen. Amen. En dis die probleem wat ons het in die kerklike wêreld. Almal wil een dag gelukkig wees, een dag oorwinning hê. Die goeie nuus vanmôre is, die sleutels is beskikbaar vir jou om oop te sluit. Matteus 4 vers 13, die gelykenis van die saaier, saai die saad. Jesus gebruik bestaande algemene wat almal verstaan het, van saad wat gesaai moet word. En so vergelyk hy nou die koninkryk van die hemel en gee vir ons die sleutel deur hierdie gelykenis, deur van die saad wat jy moet saai, om hierdie lewe in oorvloed te kan ervaar. In Matteus 16 vers 16 tot 19, ek gaan dit nie lees, ek gaan net vir julle vertel, kry Petrus die sleutel by Jesus, om die koninkryk van die hemel, hy kry die sleutels weervat, om die koninkryk van die hemel oop te sluit. Wat het daar gebeur? Jesus vra vir hulle, nadat hy vir hulle gevra het, wat dink julle dat die mense wie is ek? Dit hom verskillende antwoorde gegee, en hy vra, wat sê julle wie is ek? En Petrus sê vir hom, U is die Seun van God, die Christus. U is die lewende woord, Seun van God, die Christus. Hy sê, Petrus, Petrus, mense het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Ek gee aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel. En uiteindelik gee die Here hierdie sleutels aan ons almal. In Matteus 28 sê hy, alle mag is aan my gegee, in die hemel en op die aarde. Gaan julle nou voort en gaan doen hierdie werk. Ek gee nou, ek delegeer nou hierdie mag aan julle. Ek gee julle nou hierdie sleutel om oop te sluit en toe te sluit. Sê hy net. Om wat oop te sluit? Die koninkryk van die hemel.
om al die voordele te geniet, nie eendag nie, maar nou reeds. Wie is opgewonde? Wie is bly? Jesus verduidelik hierdie sleutelgelykenis van alle gelykenis. Hy sê, die saaier saai die saad, en hy noem die saad wat die saaier saai, die woord. En dan moet jy iets verstaan vanmôre, jy self is die saaier. En jy het die mees kosbare saad gekry, gratis, verniet. Die onverganklike saad van die lewende woord. Ewige saad, wat ewigheid produseer. En dit gee vir jou die sleutel om die hemelse lewe in oorvloed te ervaar hier en nou. Om oop te sluit. Kom nou, vanmôre gaan jy dit kry. As jy 'n boer ken, en die boer het die pragtigste grond, en die beste trekkers, en hy het al die saad, maar daai boer is te dom en te lui om enigiets te doen. Die saad bly daar in die store en die sakke, en die trekkers staan net stil daar. Wat sal jy van so 'n boer dink? Hy het die bekwaamheid, hy het al die bekwame middele. Hy is in staat om met daai saad groot rykdomme te verwerf. Vir homself en vir al die mense in sy lewe. Al wat hy moet doen is, hy moet besef, hy is bekwaam om dit te doen. Hy het bekwaamheid tot beskikking, sy beskikking. Nou het ek goeie nuus vir jou. Kolossense 1 sê, jy is bekwaam gemaak in die koninkryk van sy heerlikheid. Amen. Om in sy lig te lewe, uit sy energie te lewe. Amen. Jy het 'n bekwaamheid in jou om kontak te hê met die hemelse Vader se lewe in oorvloed, se wysheid, se alles. En jy bekom dit deur die saad. Die lewende woord wat jy nou hoor, wie hoor hierdie woord? Amen. Verniet het jy dit gekry. Al wat jy moet doen nou, is jy moet dit plant. En wat Jesus vir ons deur hierdie gelykenis leer, die saaier saai die saad, is dat ons tong is 'n planter. Hallo julle. Elke keer as jou mond oop gaan en jy spreek 'n woordjie, dan plant jy saad. Ja. En die plek waar jy dit plant, is in jou eie tuin. Dis jou denke, gedagtes en gemoed, jou siel en mensie. En die Bybel sê net wat jy plant, gaan jy oes. So wat plant ons? Hy verduidelik nou vir ons, hoe kan ons die koninkryk van die hemele ervaar? Wie van julle stem saam? As ons die hemel kan aarde toe bring, en jy het al baie nagedink oor die hemel, weet al allemaal nagedink oor die hemel woord so lekker weet. Ons gebruik dit, ons sê, joh, ek was nou op daai plek, dit was hemels. Daar by die rivier het ek vis gevang, dit was hemels. Weet jy wat? Ons is bekwaam gemaak. Ons is in kontak met die hemele. Amen. En nou leer die Here ons om bedrewe en vaardige boere te wees. Paulus noem ons boere in een van sy briewe. Hy sê, julle is die ergates, daai woordjie ergates, is julle is God se boere. Hy het vir ons nie die saad gegee, die woord, en ons het op die saailand, en ons self is die saailand. Die saailand is binne in ons, dis ons siel, dimensie. En jy die woord, die mees kosbaarste woord. Maar nou is iets belangrik. Het kosbare woord saad, lewende woord saad, vol van sy liefde, sy blydskap, sy vrede, sy geduld, sy vriendelikheid. Maar as ander saad ook. As onkruid saad. Sê amen. Want ons moet nou iets leer hierso. Romeine 10 vers 9 tot 10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo, in die hart ken jou sê jy siel, dimensie, denke, gedagtes en gemoed, dat God hom uit die dode opgewek, sal jy gered, gedeso is die Griekse woord, wat beteken heel gemaak word. Want met die kop, kan jy maar sê, glo ons tot geregtigheid.
Geregtigheid is die vrugte van die Gees. Jy glo jy is dit, jy glo jy is liefde, jy is blydskap, jy is vrede. En daarom kom daar sulke woorde uit jou mond uit, en dis wat jy plant. Want wanneer jou mond oop gaan, plant jy. En dit wat jy plant, gaan jy oes. Jy kan besluit, die groot wonderlike ding hier is, jy, meneer, mevrou, kan besluit, wat gaan jou mond plant. Amen. Weet jy, ons dink so baie, ons kan enige ding sê. Dit maak niks nie. Dis nie so nie. Volgens die woord, elke woord wat ons uitspreek, is saad wat ons plant. Plant jy Jesus woord koninkryk van die hemel saad, of plant ons hel saad? Kom dan. Ag, ons almal is toch intelligent, is ons nie? Ons kan toch verstaan, hè? Dit is so eenvoudig hier. Oomblik as jy mooi mondjie oopgaan, en jy praat mooi woorde, oes jy mooi dinge. Ja. Die oomblik as jy mooi mondjie oopgaan, en jy praat lelike dinge, met daai mooi mondjie, dan oes jy hel. Mense, dit is iets wat jy nie van op wegkom nie. Jou tong is 'n plant. Wat sê jy? Wat kom uit jou mond uit? Daarom sê jy, baie keer wil ek net so 'n bietjie nonsens praat. Ek is moeg om net die hele tyd woord te praat en mooi te praat. Ek is lus net om 'n bietjie sommer net nonsens te praat. Mense, wat jy praat, is wat jy plant. En as jy nonsens plant, gaan die nonsens in jou lewe vermeerder. Sê amen. Dis 'n ewige geestelike wet. Jesus kom en hy leer dit vir ons. Ons is God se kinders. Kom ons begin nou optree soos God se kinders. Ja. As ek weet ek sukkel om 'n wag voor my mond te kry. Ek kan dit nie, jy moet dit nie by jou mond keer nie. Jy begin dit keer in jou gedagtes. Dis waarom Paulus sê, 2 Korintiërs 10, neem elke gedagte, sê almal elke gedagte, gevange, en bring dit 'n gehoorsaamheid aan die woord by Jesus Christus. Dit is hoekom doen jy dit? Want wat in jou kop is, wil jou mond sê. En as jou mond dit sê, dan plant jy dit. En as jy dit plant, gaan jy oes kry. Want net wat jy saai, gaan jy oes. Kom nou. Jesus gee vir ons die sleutel om die koninkryk van die hemel oop te sluit. Hy gee ook vir ons die hemelse brood, saad. Hy sê, vat dit, oordink dit dag en nag. Amen. Psalm 1. Dan sal jy wees soos die boom wat geplant is by waterstrome. En wat uit jou mond uit gaan kom is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid. Ons skep dit nou in woorde. En hoe meer jy daarvan plant, hoe meer gaan jy daarvan oes. Sê hy, wat kom uit jou mooi keer uit? Ek gee vir jou vermoere, Jesus gee vir jou die sleutel, gelykenis, om al die gelykenis te verstaan. Al die gelykenisse praat van die koninkryk van die hemele. Dit maak dit vir jou oop, dit sluit dit vir jou oop, maar hierdie ene, van die saaier saai die saad, gee vir jou die sleutel, om al die gelykenisse te verstaan. Dit kom in saadvorm. Praat van jou mond, jou tong, en dit wat uit jou mond uitkom, is woorde, sê allemaal woorde. Wat se woorde kom uit jou mond uit? Is dit die onverganklike woord, lewende woord, of is dit nonsens? En waar kom jou woorde vandaan? Van jou gedagtes. As jy hondse gedagtes het, gaan jy hondse woorde praat. Sê amen. Varkgedagtes het, gaan jy varkwoorde praat. Kom nou mense. Ja. Dit is so eenvoudig. Weet jy wat? Die Vader het jou geskaap na sy beeld en sy gelykenis. En in Kolossense 1 het jou bekwaam gemaak om 'n boer te wees en skatryk te word in die Here. As ons praat van skatryk word, dit almal nou om baie geld en groot karre en groot huise. Om skatryk te wees, is om die vrugte van die Gees boom te wees.
sodat almal van jou sappige vrugte kan eet, van liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. Want die krag is binne in jou aan die werk. En hoe meer jy dit plant. Ek weet baie keer wil 'n mens maar net skinder. Ons wil graag, ek sê nou 'n eie gedink. Maar besef dat elke woordjie wat uit jou mond uitkom is vir jou meer nadelig as die persoon oor wie jy praat. Want jy plant dit in jou tuin. Spreuke 18 vers 20 tot 21 sê, van die vrug van iemand se mond word sy maag versadig. Vrug van jou mond word jou maag versadig. Hang wat se woorde jy spreek, dit bring vrugte. Hy word versadig van die opbrengs van sy lippe. Jou lippe bring vir jou 'n opbrengs. Is dit 'n goeie opbrengs of is dit 'n negatiewe opbrengs? Dan sê hy, dood en lewe, albei, is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ag, dit is nog so maklik om te weet. Praat jy dood of praat jy lewe? Het so pas 'n paar woorde gepraat. Stop. Ons lees vir die woorde wat jy so pas geplant het. Was dit lewe of was dit dood? Ag, almal kan dit doen. Hallo? Wie is toch slim genoeg om te doen? As jy nou 'n klomp woorde kwyt geraak het en jy sê, pols, dat ek vinnig kyk wat het ek nou kwyt geraak. Is daai woorde lewe? Gaan dit lewe bring? Of was dit woorde van dood? Want dood en lewe is in die mag van die tong. En die wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan, sien kom die vrugte. Want die woorde wat jy praat is saad, wat jy plant, en wat jy plant, gaan vrugte oplewer. Die saad wat lewe produseer, is die woord. Dit produseer, dit is die hemelse koninkryk woord, en dit produseer die hemelse koninkryk. So hoe raak ons deel van hierdie hemelse koninkryk in ons lewe hier en nou? Ons saai daai saad. Hoe meer van die koninkryk saad wat jy saai, hoe meer word jy die koninkryk van die hemel. Hallo. En nou het die koninkryk van die hemel wat onsigbaar is, sigbaar geword deur jou. Jy vertoon dit. Die liefde, die blydskap, die vrede. Spreuke 4 vers 20 en 24, my seun, my dogter, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, want woorde is saad. Vat hierdie saad nou. Jy moet jouself voed met hierdie saad. Jy moet jou stuur, dis is jou denke, gedagtes, jy moet vol laai met hierdie saad. Want wat die kop van vol is, loop die mond van oor. Sodat as jou mond oorloop, as dit net woordsaad, 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 sê amen. So waar stop jy die negatiewe, dooie woorde? 2 Korintiërs 10, neem elke gedagte gevange en bring dit in gehoorsaamheid aan die woord Jesus. Kan jy verstaan waarom mense gereeld moet bid en gereeld die woord moet oordink? Want die woord self wat jy oordink, wat jy inneem, die saad, het vuur in dit, die krag in homself, om alle negatiewe onkruid, saad uit te brand. So wanneer jou mond oopgaan, is dit net lewende woord. Amen. Spreuke 4 vers 20 tot 24, hy sê uiteindelik, bewaak jou hart, jou saailand, jou tuin, jou siel, denke, gedagtes, gemoed, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van lewe. Want waar kom die lewe vandaan? Dis die saad wat jy ingeneem het, die woordsaad, wat jy net soos jy vermoorde hoor, jou kop is vol daarvan, en oorals waar jy beweeg, met 'n kop vol van die woord, die lewende woord. Wie ook al in jou stand, of wat omstandigheid ook teen jou kom, raai wat gaan jy spreek. Wat die kop van vol is, loop die mond van oor. En nou plant jy net lewende woord saad. Ek ontmoet 'n vriend van my daar, die supermark.
as 'n lang tou daar voor die een plek waar ons moet iets kry. En die persoon sê, "O, jy sê pastoor, ek so bly jy is hier. Gaan tog vorentoe bid vir daai klomp, want ek kan nie werk doen nie." Ek sê vir hom, "Wat wil jy? Jy kan myself bid." "Nee maar, ek sê nee man. Ons is rustig." Hy sê, "Ek het net so klein geduld," en wys met sy vingers. "Net so klein geduld. My oupa het net so klein geduld gehad, my pa was nog erger." Ek was toe maar dus, nee, ek wou toe nie vir hom preek. Ek wou vir hom sê, maar die Here het jou nie so gemaak nie. Jy is mos 'n kind van die Here, jy het nou die Vader se DNA. En die Vader is geduldig. En hy het jou geskaap na sy beeld en gelykenis en jy's ook geduldig. Kom nou, glo in hierdie geduld wat binne in jou is. Amen. Gaan julle dit saam mee doen? Amen. Kom nou. Laat al die woorde wat uit jou mond uitkom geduldige woorde wees. Dat dit gebaai is in geduld, en vriendelikheid, en liefde, en blydskap, en goedheid. Want net wat jy saai, gaan jy oes. Dood en lewe is in die mag van die tong. Nie van iemand anders se tong nie, van jou tong. Galasiërs 6, 7 en 8, moenie dwaal nie, God laat hom nie bestop spot nie, net wat die mens saai. Net wat die mens saai, sal hy ook maai. En dit verstaan ons, Jesus praat van die saai, wie ek en jy is, saai, die saad, en ons tong is die planter. Elke woordjie maak die saak, wat jy sê nie. Toep, daar plant jy. Toep, daar plant jy. Woorde gaan nooit tot nie. Positiewe en negatiewe woorde gaan nooit tot nie. Jy het 'n keuse, wat gaan jy uit jou mond laat kom? Pas op wat jy vir jou kinders sê. Pas op wat jy vir jou kinders sê. Paulus het klein is. Jy skryf op hulle hart. O Janie, jy gaan weet nie, jy's so sukkelaar man. Daar gaan nooit niks met jou gebeur nie, jy gaan tot niks kom nie. Janie van daai woorde, jy het dit binne hom geplant. Ja. En Janie begin naderhand glo, hy is niks. Yes. En dan kom hy by die skool en dan sê die onderwyser dalk vir hom dieselfde ding, want hy begin al optree asof hy niks is nie. So die onderwyser herhaal maar net wat die pa gesê het. Kan julle sien mense? Dood en lewe is in die mag van die tong. As ons hemelse koninkryk saad, woord saai, wat gaan ons oes? Hemelse koninkryk. Dan word ons, omdat ons bekwaam gemaak is reeds daarin, die bekwame kinders van die Here, wat die koninkryk van die hemel is sigbaar vertoon aan almal, deur ons optrede, deur ons woorde. In hierdie saad, die woordsaad wie Jesus is die DNA van ons hemelse Vader. En om die DNA wie hy is te herstel as kind van die hemelse Vader, wanneer jy hierdie DNA woordsaad eet, begin jou DNA al meer weer lyk soos die Vader se DNA wat liefde is. Saadjie mag baie klein wees, almal van julle weet, as jy saadjies het, is baie klein. Maar 'n klein saadjie produseer 'n groot plant met pragtige groot blomme. En die mosterdsaad het ons gesien gelykenis met die mosterdsaad wat die koninkryk woord aandui. Begin klein, maar as jy daarin bly en aanhou dit nat hou en dit koester, dan word dit 'n boom. Ja. En dit word 'n habitat vir voëls en vir diere. En so is jou lewe dan 'n habitat vir mense in jou lewe. Ja. Mense hou van jou, want jy bring van die hemel. Jy bring vir hulle blydskap, liefde, vrede, geduld. As mense ongeduldig raak, is jy die geduldige een en jy steek almal aan en almal baie hulle self in jou geduld. En hulle kom ook tot hulle reg om geduldig te wees. Hallo, vriendelik te wees, vredevol te wees.
Wanneer jy woorde van God plant in jou lewe, wees geduldig. Pastoor, hoe werk dit presies? Want ek moet vir jou vra, wie van julle kyk TV? Gaan jy voor die TV sit, TV, hoe werk jy? Hoe werk jy? Sit met die remote in jou hand. Hoe werk jy TV? Ek sit jou nie aan voordat ek nie weet hoe jy werk. Doen julle dit? Julle dink nie eens daaroor hoe werk die TV. Jy sit hom net aan, en eendag as jy hom aan sit, hy wil jy agter en sê, wat gaan nou aan? Want jy het soveel vertroue in jou remote. Party mense het meer vertroue in hulle remote as hulle in die woord van die Here het. Jou TV het 'n bekwaamheid in hom om te werk. Jy het God se bekwaamheid in jou om te werk. En jy is reeds aangeskakel met hierdie woord. Sê amen. Hoe groei dit? Hoe groei dit in my, pastoor? Hoe werk dit? Maar Markus 4, vers 26 tot 29, en Jesus het gesê, so is die koninkryk van God. Sê almal weer, so is die koninkryk van God. En dis waaroor gelykenisse gaan. Soos wanneer 'n mens die saad, die woord, in die grond, jou siel, denke, gedagtes, gemoed, saai. En hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe weet hy self nie? Want vanself, sê almal, vanself. Die woord het die potensiaal en die krag om vanself. Amen. Jy het nie nodig om te wonder hoe dit werk nie. Ek wil nou vir julle sê dit werk. Amen. Wie van julle vertroue in saad wat jy saai daar in jou tuin? Yes. Jy sit daai saadjie in die grond goed voorberei, mooi voorberei. Jy plant daai saadjies en jy weet, soveel dae, dan gaan jy kyk korkort. Ja, sien jy begin die grond breek. Jy begin boontjies byvoorbeeld maak op bogie en dan staan hy op en dan gooi hy sy baartjies so op. Weet jy presies hoe dit gebeur? Jy het glo, dit gaan gebeur en dit het. Jy weet nie hoe dit gebeur nie, maar vanself, sê almal vanself, bring dit voort. Vanself bring die aarde voort. Eers 'n halm, dan 'n aar, dan volle koring in die aar. En wanneer die vrugte toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. Wat jy saai, gaan jy oes. As jy die kosbare lewende woord, koninkrykswoord, in jou lewe begin saai, die woorde van jou mond, jou tong is 'n plante, wat gaan opkom? Hoe gaan dit gebeur? Jy weet nie, maar dit gebeur. Vanself, sê almal vanself, spontaan. 1 Korintiërs 3:6, ek het geplant, sê Paulus, Paulus het nat gemaak, maar God laat groei. Ja, amen. Die bekwaamheid is in jou, die vermoë is in jou. Jy is die saailand, die woordsaad het jy verniet gekry. En al wat jy nou moet doen, nou moet jy dit anders sê, met jou mond. Romeine 10, met die hart glo tot geregtigheid, maar met jou mond bely jy tot redding of heelmaking. Nie met iemand anders se mond nie, met jou mond. Pastoor, tel vir mense hoe het jy woord gesê, 1 Petrus 2 vers 4. Ja, ons het op 'n stadium, ek was so 28 jaar oud geweest. Spraak nou van baie jare terug. 45 jaar geloof, baie jare terug. Het ek 'n kondisie gehad met my bloed en die dokter het negatiewe ding met my uitgespreek, my hart en weet nie wat ons nie. En maar ek het die woord gesnap en verstaan. En ek het een skrif vasgegryp. 1 Petrus 2 vers 1 Petrus 1 Petrus 2 vers 4. 2 vers 24. Deur die wonde van Jesus het sy almal het daar vir jou van my en jy is gekom. En ek het gesê vir my, ek het dit persoonlik gemaak. Ek het dit so baie gesê. Broer Piet het dit begin hoor ook. En hy het verstaan in liedjies geskryf, hy en Pastor Wimpie en Piet het hom alleen geskryf. toe skryf hy daai liedjie. Piet, hoe gaan my liedjie nou weer? Ek's genees deur God. Ek sê deur God se woord
Deur sy Deur sy wonde, wonde is ek genees. Deur sy wonde is ek genees. Wonde deur sy bloed Ja. is ek genees. Ja. So, hulle het dit so baie gehoor, dat ek het gesê, Wag nou en hy gaan aan. 1 Petrus 2 vers 24. Sê deur sy wonde is ek genees. Deur sy wonde, deur sy bloed is ek genees. Rus my gemoed. Rus my gemoed. Ek het dit gesing. En ek sal nooit vergeet nie. Ek staan hier in die oggend op. En toe ek so in die gang afstap, ek weet nie hoe gebeur sy dit altyd in die gang nie. Toe hoor ek duidelik, ek hoor die woorde. Deur sy wonde is jy genees. Amen. Ek skrik, ek voel wie nou gepraat. Toe praat daai woord met my. Amen. En toe rus vir my gemoed onmiddellik. Amen. Toe weet ek, amen. Amen. Dis die oes. Amen. En wou is dit nou 'n hele klompie jare daarna en ek is nog okay. Ja, amen. Alle mense, Ons sê dit vir mense wat siek is. almal wat siek is, vat die woord Yes. en kry al die skrifgedeeltes oor genesing. Yes. Amen. Sing dit, sê dit. Ja. Amen. Psalms 107 vers 20, Yes. 127, 107 107 vers 20. vers 20. God het sy woord uitgestuur en sy woord het hulle gesond gemaak. Die woorde van jou mond kan jou gesond maak of jou siek maak. Dood en lewe is in die mag van die tong. Wie kry iets vermoed? Nou Jesus vertel hier die gelykenis verder en hy sê, die saaier saai die saad en dit val op verskillende plekke. Eerste plek waar die saad val, is op die harde pad, langs die harde pad. En die voëls van die hemel of die vyand het daar gekom en het die saad opgepik en dan niks van gekom nie. Party se ore en sy tuin siel die mens die denke gedagtes gemoed is soos 'n harde pad. En om dit sag te kry, is om aanhoudend die woord te oordink, in gebed te wees aanhoudend. Sê amen. Amen. Ek wil amper sê, dis die ploeg van die grond, die voorbereiding van die grond. As jy toch klein saadjies daar gaan plant, groente saad, wat ook al, dan berei jy die grond ordentlik voor. Ek weet, baie mense sif tot selfs die grond. Ja, jy weet En hulle sit die regte bestanddele in en die regte voeding in daai grond, maak die grond baie goed. Dan weet jy, wat jy gaan plant, gaan vir jou maksimum produksie gee. Stem julle saam? Jakobus 1 vers 21, daarom doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid. Sien jy maak die grond skoon, die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele, weer daai Griekse woord, gedeso, heel te maak. Markus 4 vers 16 tot 17. Party van ons het klippe tussen ons ore. Die grond is vol klippe. En net so by die wat op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, die dadelik met blydskap aanneem, maar geen wortel het nie, en hulle self het nie. Alles net vir 'n tyd. Later is daar verdrukking of vervolging of moeilikheid kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelik. Maar baie van ons hoor 'n woord soos hierdie, ons sê, yes, amen, ek snap, ek verstaan, ek gaan nie weer daai negatiewe woorde praat nie, ek gaan net die woord praat. Dan hou jy vir so 'n dag, so te leer, en dan, kwaa! Mense, kry die wortels dieper. Back to square one. Sê amen. Kry die klippe uit, en kry die wortels dieper. Matteus 7 vers 24 tot 27 sê vir ons, hoe ontwikkel ons die wortels, Jesus beduidelik self. Hy sê, elkeen dan, wat na hierdie woorde vir my luister, wat is die woorde? Dis saad, wat ons ontvang. En dit doen, sê al, en dit doen. Dit doen. So gaan jy hierdie les vat vanmôre, en gaan jy dalk weer oorluister en weer oorluister en sê, ek gaan dit doen. Ek gaan met my kop begin werk,
Ek gaan my kop voed met woorde van geloof. Ek gaan my kop volmaak, dat my kop oorloop van woorde van geloof. Ek gaan elke gedagte gevange neem en bring 'n gehoorsaamheid aan Christus. Ek gaan dit toepas en ek gaan dit doen. Jesus sê, as jy dit doen, dan sê jy, soos 'n man wat sy huis op 'n rots gebou het, sy allemaal rots. Onthou, Petrus word genoem deur sy belydenis, terwyl hy die sleutels van die koninkryk in die hemel kry. Hy sê, hierdie belydenis van jou, jy is die rots. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte of die hekke van heides hel, sal dit nie kan oorweldig. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, die moeilikheid gekom, en die winde het gewaai, die omstandighede en al die drama het aangestorm op daai huis, en dit het nie geval nie, want sy fundament was op rots. Wie sê die rots? Jesus, die woord wat jy nou hoor. Sê amen. Amen. Ek wil net iets vertel van rots. Rots praat van eenheid. Rots is in een stuk. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, wie van julle luister vanmôre? Het nou gehoor, woorde is saad wat jy plant. Dood en lewe is in die mag van die tong. Maar as jy dit nie doen nie. Ag, pastoor, as ek so tydjies bietjie nonsens praat, ek kan geen kwaad doen nie. Wil die Bybel vat en hom op jou kop slaan. Wil jy met die Bybel op jou kop slaan? Sê amen. Amen. Ag, ek praat maar so 'n bietjie, wat sê jy met my verstaan? Ek het baie trouble nou gehad. Ek kan nie help om so 'n bietjie negatief te praat nie. Jy sien jouself nou jy die ding uit probeer werk. Nee mense, dis nie hoe dit werk nie. Luister nou wat sê Jesus weer. Dood en lewe is in die mag van die tong, net wat die mens saai. Dat gaan jy oes. Ja. Hallo jy. Amen. Amen. En jy moet die woord doen. Met ander woorde, praktiseer dit nou. Stiek daarby. Bly daarby. Wees Moet dit nie gehoorsaam. vir 'n rukkie probeer en omdat dit nie werk nie, nou gooi jy dit oorboord. Dis wat baie mense doen. Ja. Hulle ontwikkel nie diep wortels nie. Weet jy wat? As jy dit aanhou doen, begin die wortels dieper in die woord gaan, dieper in die woord gaan, dieper, dan kan jy staan soos 'n sterk boom. Die winde kan kom. Amen. Die omstandighede kan teen jou kom. Ja, dit druk jou op die kant en dit druk jou daai kant toe. Maar Maar jy jy staan. staan, want jou huis is gebou Yes. op rots. Amen. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie. So baie mense hoor die woord, ja, hulle hoor. O, daar's meerigte mense wat hoor. Maar daar's 'n klein groepie Maar wat dit doen. Wat wortels ontwikkel. Hoekom wil jy wortels hê? Want daar gaan omstandighede teen jou kom. Daar gaan winde teen jou waai. Die oomblik as jy vir iets begin glo, dan is dit asof dinge om jou begin erger raak. Maar kom nou. Wees 'n dader van hierdie woord. staan vas. Onthou, jou tong is 'n planter. Elke woordjie wat uit jou mond uitkom, plant jy iets. Dit groei van self, hoe weet jy nie, maar dit gaan produksie bring. Dus maak seker jy plant lewe. Amen. So hy wil dit nie doen nie. Kan vergelyk word met 'n dwaase man of vrou wat sy huis op die sand bou. Wat is sand? Sand is nie eenheid nie. Rots is een. Sand is 'n verbrokkelde rots. Waar kom sand vandaan? Dis oor die jare wat rotsagtig verbrokkel het, en dan klein sandkorreltjies vorm. Sand is verbrokkelde rots, te praat van dis eenheid. Mense, ons moet een wees met die woord, een in ons gedagtes met die Here. Sê amen. Hy het jou bekwaam gemaak om dit te kan doen. Sand is verbrokkelde rots, praat van geen eenheid met die woord nie. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde en omstandighede en probleme het teen daardie huis aangestorm en dit het geval en daai huis se val was groot. Kom nou. Ek gee vir jou die sleutels van die koninkryk wat jy self kan oopsluit vir geluk in jou lewe, vir 'n sterk lewe, dat jy kan diep wortels ontwikkel. Yes, amen. En al die voordele van die hemel kan geniet. Al die heilsaamheid van die hemelse dimensie. Nie eendag nie,
hier en nou, want jy is bekwaam gemaak deur ons hemelse Vader, en jy het saad gekry. Jy kry dit nou vanmôre, die lewende woordsaad. Markus 4 vers 18 tot 19, party mense het te veel dorings tussen die ore. En hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van die wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge kom, verstik die woord. Wie as baie mense wat hier vermoere kan wees, maar hulle verskoning is, pastoors, verskoon my, ek het besigheid gehad om te doen. Die verleiding van besigheid en rykdom. Ons word nie ryk nie, maar ons word verleid daarin. Dis vir my nie snaaks, nee. As jy nou maar ryk geword. Verskonings. Die verleiding van die rykdom en begeerlikhede in verband met ander. Jy sien, as jy soms besorg is, bekommer is, nou wil ons juist aan ons liewer so kosbare woord, soos 'n môre hoor, nou wil ons besig raak, op 'n ander plek. So is eintlik besorg en bekommernis wat ons dryf. En wat is die wese van gebed? Is om die tyd uit te koop. En hoe koop jy die tyd uit, wanneer jy stil raak met sy tenswoordigheid? Jy vergeet wat verby is. Jy besorg jou nie oor woorde nie. Jy gryp die oomblik vas en jy oordink die woord wie Jesus is. Dag en nag. Jy maak jou kop vol van die lewende woord wat vol vuur is. En dit brand al die twak en nonsens uit jou kop uit. En as jou mond oopgaan, is dit lewe wat jy spreek. En dan kom ons en sluit af. Goeie grond tussen die ore. Wie soek dit? As ek tussen die ore praat, dan praat ek van jou siel, die mense denke, gedagtes en gemoed. Want dit is toch so, wat jy dink, wat jy uit jou mond uit. En wat jy praat, is die saad wat jy plant. Markus 4 vers 20. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is. Hulle wat die woord hoor, sê allemaal die woord hoor, wie hoor vanmôre? En dit aanneem, wie neem dit aan? En vrugte dra, 31, 61 en 100voudig. Die beste rente wat jy nou by 'n bank kan kry, is so 8%. Alle. Ek dink as jy net kan 30% kry, wie sal gaan daarvoor? Wie wil gaan vir 60%? Wie wil gaan dat elke maand word jou geld verdubbel? Yes. Mense, dit is die produksiekrag van die woord, as jy dit net wil glo en dit vat, wat in jou lewe gaan begin gebeur. Kom nou. Amen. Ons kan net onsself verkwalik. Amen. Jy sien ons hoor en dan gaan dit by die een oor in en by die ander oor uit, is soos op die harde pad. So waarom jy vir jou kind gesê, wat keer al langs jou ore, is dit ornamente? Soos die kind nie hoor nie. Maar ons as kinders van die Here, ek dink die Vader voel so oor ons, sê, wat kan julle hoor? Ek wil net dit moet goed gaan met julle. Amen. En dit vergelyk met Romeine 12 vers 1 en 2 en ek sluit daarby af. Ek vermaan julle, dan broeders en susters, by die groot ontferminge van ons hemelse Vader, dat julle julle liggame stel. Almal wat liggame het, baie vir my. Die ouens wat nou nie baie nie, is iets wat doen. Dat julle julle liggame stel as 'n dooie, Nee. onheilige, as julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevalle offer, dit is julle redelike godsdienst. Hier praat hy van gebed. Hy praat van vir jouself te sê, vir die lyf van jou lyf, ek gees is in beheer, jy gaan nou stil sit, en God se tenswoordigheid gaan jy nou geniet, jy gaan nou bid, jy gaan die tyd uitkoop, vergeet wat verby is, sorg jy nie oor môre en jy gryp die oomblik vas, en jy gaan die woord oordink, Psalm 1, die woord oordink dag en dag, en dan word jy die boom. Jy kom tot jou volle reg, as die boom wat geplant is by waterstreek, wat sy vrugte dra op sy tyd, jy weet Galasiërs 5:22 vrugte. En nou sê hy, as jy dit doen, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, dink nie soos hierdie wêreld dink nie, daarom gaan jy ook nie praat soos hierdie wêreld praat nie. Jy gaan ook nie doen soos die wêreld doen. En jy gaan ook nie doen nie. Hy sê, maar word verander, sê almal verander, deur die vernuwing van julle gemoed. Gemoed is jou siel, die mens. En dis hoekom jy verhoor jy sit, hier is soos gebed. Jy sit hierso,
jou lyf sê vir jou, jy moet ek nog langer sit, die pastoor, wanneer gaan jy klaar kry? Jy gee, sê lyf, shut up, sit stil. Amen. Jy moet dit kry. Vat hierdie woord. Amen. Dis 'n kosbare woord. Dis 'n lewendige Amen. woord. Amen. Vat dit. Ontwikkel die Amen. portels. Dissiplineer, sê almal dissipline. Dissipline. Jesus sê, gaan maak mense van my dissipline. Dissiplineer. Mense, dissipline. Waar is ons dissipline? Ons kan so gou opgee. Maar ek gaan nou bid. Na 5 minute begin jou kop met jou smokkel. Ag, weet jy kan iets anders doen nou. Skielik kom daar so 'n koffiepot daar by jou verby. Ek wonder, ja, miskien ek sê wat, terwyl ek so bid, gaan ek 'n bietjie koffie maak eers. Gees sê, lyf, shut up. Wees stil. Sit stil. Luister hierdie woord. Ek oordink die woord dag en nag. Ek vul my kop met hierdie lewende woord, sodat as my mond oopgaan, gaan my tong 'n planter wees van lewende woord. En God laat dit groei. Self weet ons hoe nie, maar dit produseer Gods vrug in my lewe. Dit bring lewe en oorvloed vir my. En word in die wêreld gelykvormig nie, maar ons verander deur die vernuwing van julle gemoed. Dis net die woord wat dit kan doen. Sodat julle kan beproef, kan ervaar wat die goeie 30voudige, die welgevalle 60voudige en die volmaakte 100voudige wil van God vir jou lewe is. Sê hy. Amen. Weet jy wat God se wil van jou lewe? 100voudige, volmaakte wil. Hy het jou goed gemaak, hy het jou mooi gemaak, hy het jou bekwaam gemaak as sy kind. As die bloem van Galasiërs 5:22 wat vrugte dra. Hemelse koninkryksvrugte. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. Dis wie jy is. Dis is die ou vir my gesê, die superman, pastoor, jy moet my vergewe, my geduld is net so klein. En hy het sy vingers so naby mekaar gebring, ek het 'n mikroskoop nodig gehad om te sien hoe klein. Is dit wat jy van jouself glo? God het jou mooi gemaak, het jou bekwaam gemaak, na sy beeld en sy gelykenis. Hy is liefde, jy is liefde, en liefde is blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid. Amen. En so meer. Dis wie ek en jy is. Vul jou kop daarmee. Jy gaan dit nie word nie, jy is nie op pad soontoe nie. Jy is dit klaar. En omdat jy weet wie jy is, as jy mooi mondjie oopgaan, dan praat jy woorde van liefde, blydskap. Toe, daar plant jy. En vrede, toe, daar plant jy. En vriendelikheid, toe, daar plant jy. Hallo, jy plant dit in die mense om jou se lewe, maar jy plant dit ook in jou eie lewe terselfdertyd. Want die woorde wat jy spreek is saad. En daai saad het die potensiaal in, dis die onverganklike saad van die lewende woord. Dit produseer ewige lewe, dit produseer ewige krag in jou en deur jou, in ander mense en veral in jouself. En hoe meer jou kop vol is daarvan, omdat jy 'n bidder is, omdat jy die eerste gedeelte doen van Romeine 12, vermaan jou broeders by jou ontferming vir God, dat jy julle liggaam stel as 'n lewendige heilige aan God welgeval offer, sê almal offer. Dit is nie 'n bietjie opoffer. Hy dankbaarheid, sê amen, jy is mos dankbaar. So praat met daai lyf van jou, sê lyf, jy gaan nie meer vir my dikteer nie. Op 'n Sondagoggend dan bring jy my hier na toe lyf, jy gaan die woord hoor, lyf, dan sê die lyf, nee, ek wil so doen, dan sê jy nie lyf, terug, hier, sê amen. Amen. Want die lyf wil hê met ons praat, maar jy gaan nie meer nie, jy gaan gees praat. Jesus sê, my woorde is gees en lewe, en dis wat jy plant. Jy plant die woord, saad van die koninkryk van die hemele, en daarom produseer jy liefde, blydskap van die hemele, vrede,
geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. Maak nie saak wat die omstandighede vir jou gooi nie, jy is wat jy is, wat die Here sê jy is. Laat die omstandighede maar raas, laat hierdie mense raas en daai mense raas. Jy weet wie jy is, jy het diep wortels. Jy is 'n dader van die woord. Jou huis is op rots, eenheid, Christus gebou. En die storms kan teen jou kom. Maak nie saak wat gebeur, as jou mond opgaan, liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduldige woorde. En net wat jy saai, gaan jy meer van oes. Dit raak net meer. Dit raak net meer. Dood en lewe is in die mag van die tong. Die keuse is myne en joune. Wat gaan jy plant? Kom ons word nou daders van die woord. Want die Here help ons nou. Hy sê, ek gee jou die sleutelgelykenis van alle gelykenis. Ek gee jou die sleutels. Jy kan die hemelse dimensie nou vir jouself oopsluit en verander. En jy doen dit deur saad te saai. Die saad is gratis. Jesus woord. Hoe dit groei, weet ons nie. Dit groei vanself. Hou dit net aan koester. Bly bidend. Neem elke gedagte gevange, dis kom jy bid. Jy is stil raak, kom my gedagtes op en nie daar moet wees nie. Dan neem jy hulle gevange, bring hulle gehoorsaamheid aan Christus woord, sodat wanneer jou mond oopgaan, dan plant jou tong woorde van lewe. In Jesus naam. Amen. Amen. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Dankie Vader, dat ons die woord kan vat en kan koester, ons eie kan maak. Dankie Vader, ons is al meer en meer daders van die woord. Ons ontwikkel diep wortels. En wanneer ons mond oopgaan, Vader, is ons in die bediening, ons is die boere, die ergates. En wanneer ons plant ons woorde van geloof in onsself en in ander mense se lewens. En ons word daders van hierdie woord. Ons tree op as daders in hierdie woord. In Jesus naam. En almal wat saam met my glo sê, Amen. Amen. As mense wat gebed nodig het, ek is nie vir